Hi graad 11s. So hierdie is nou die laaste gedeelte van e-posse wat ons gaan behandel en dit gaan jou nou in staat stel om boodskappe meer effektief te stuur. Nou, 'n manier om boodskappe meer effektief te stuur is om kontakgroepe te stig. Nou, 'n voorbeeld daarvan is meneer Van Zyl stuur gereeld vir al ons onderwysers dieselfde e-pos. Nou, in plaas daarvan dat hy nou elke keer elkeen sy e-posadres moet intik, kan hy dit sommer vir 'n groep stuur. Is amper soos om 'n WhatsApp groep te maak en almal kry dieselfde boodskap. Maar nou is dit maar net, ons maak 'n groep met almal se e-posadresse en almal in daai groep sal dan 'n e-pos kry. Okay. So hier by kontakgroepe verduidelik ek ook maar net dat dit bestaan uit 'n lys van e-posadresse en die hoofdoel daarvan is om jou as persoon wat die boodskap moet stuur, dan nou na klomp verskillende ontvangers op een slag te stuur. Dan heel onder 'n distribusielys verskil van 'n e-poslys, omdat die lede nie e-posse direk aan 'n ander lid kan stuur wat daarop is nie. So 'n distribusielys, dan stuur ek ook vir klomp mense, maar hulle kan nie sien vir wie dit almal gestuur is nie. Hoe doen mens dit? Eerstens moet jy natuurlik by jou e-posadres ingaan, en dan moet jy nou seker maak dat elkeen van hierdie mense na 'n kontak toe ge-add is. Okay. So ek add hulle nou almal as contacts hierso. Ek hou maar net my muis so stil op die naampie en dan klik ek op add to contacts. Okay, en dan moet julle almal saam nou in dieselfde groepie sit. Okay, kom ons sê ek het nou deur al die naampies gegaan. Nou daai 3 is klaar in die graad 12 2020 groepie. Nou kom ek sit nou nog vir Tian en vir Robin ook by. So ek klik sommer hier dat hulle geselekteer is. Dan klik ek op labels en ek klik op graad 12 2020. Hulle moet nou in daai groepie wees. Dan druk ek op apply. Okay, nou kom ek sê ek wil vir hulle almal 'n e-pos stuur. Klik ek op compose en ek tik daar by to, tik ek graad in, wat hy nou natuurlik alweer nie wil vat nie. Kom ons gaan na to, haha, hierso. So, nou kan ek hulle almal selekteer, en dan kan ek sê insert, en daar is hulle almal sy e-posadresse. En dan tik ek my subject in, en ek tik my briefie in, en ek druk send. En dit is hoe mens dit doen.